Dames en here, collegas, vriende, baie dankie vir die geleentheid. Net voordat ek op die tema self fokus, net my dank uitspreek aan die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns vir die ondersteuning ten opsigte van die navorsingsuitgawe wat later die jaar verskyn en waarvan ek ook 'n gedeeltelike kopie het. Ek kan maar net sê die finale publikasie verskyn na alle waarskynlikheid hier rondom Desember en my aanbieding hou verband daarmee, maar ek moet sê die standpunte wat ek hier stel is my eie standpunte en nie noodwendig verteenwoordiging van wat in die groter dokument staan. Nou, u sal met my saamstem dat die tema studenteonluste en politieke protes by Suid-Afrikaanse universiteite die pad vorentoe op die oomblik baie relevant is. Nou, ek wil begin deur vir u 'n klein video-insetsel te speel en dan sal ek die betrokke aanbieding vir u maak. Dames en here, u sal met my saamstem dat Feast Must Fall die laaste tyd baie prominent in die media was, waarskynlik die tema wat die media die sterkste oorheers het. Nou, my kyk daarop is dat dit simptomaties is van eskalerende patrone van politieke, ekonomiese en sosiale onstabiliteit binne die groter staat en samelewing. Eintlik het ons hier te maak met 'n stryd van die ordes. En dit speel nie net af binne die Suid-Afrikaanse politieke konteks nie, dit lê heelwat breër binne 'n wêreldverband en strek dan ook tot by ons universiteite. Dit is 'n tyd waar orde, struktuur en stabiliteit dikwels vervang word met chaos, anargie, misdaad en in sommige gevalle verval. Universiteitsonstabiliteit, wat my betref, kan nie net gelees word binne die sistemiese aard van probleme binne die groter hoër onderwysbedeling nie, maar u moet dit baie eksplisiet lees binne 'n politieke konteks met klem op 'n regime-transisie wat ons op die oomblik ervaar. En die vraag in die verband is, kan 'n nuwe en beter sosiale, politieke en ekonomiese orde tot stand kom, of is samelewingsinstellings met inbegrip van universiteite, dis nou alles binne 'n Suid-Afrikaanse konteks, onherroepelik vasgevang in 'n afwaartse spiraal van selfvernietiging. As mens na Jonathan Jansen luister en ek volg hom nogal so op maniere dikwels met 'n mate van skeptisisme, dan het hy vir my iets gesê kort nadat hy die Universiteit van die Vrystaat verlaat het. Daar is 2 maniere hoe die verbranding van ons universiteite tot 'n einde kan kom. Die regering verklaar gratis onderrig, dus betaal niemand, of die regering gryp met 'n uistervuis in. Die probleem is, die regering het nie daardie soort geld nie. En dan sy belangrike woorde, ek is bang. Dames en here, op 'n manier beskryf dit die konteks waarin ons op die oomblik staan. Nou, in my aanbieding wil ek by 4 punte stil staan en ek hanteer dit met u baie kripties, omdat ons baie min tyd het. Ek wil iets sê oor die kontemporêre tydsgees.
iets oor die makro-politieke dinamika in Suid-Afrika, universiteite en die universiteitsomgewing, die pad vorentoe, die keuses wat gemaak moet word en so weer. Soos genoem staan ons in 'n tyd van die stryd van die ordes. Ons praat wêreldwyd van verskuivende politieke magsbasisse. Ons praat van oorlog en politieke terreur. Iemand soos Henry Kissinger praat reeds van die opbou na 'n moontlike derde wêreldoorlog. Die inligtings- en tegnologie-revolusie wat op alle vlakke uitspeel. Wat Samuel Huntington na verwys as the clash of civilizations. Groot demografiese en omgewingsveranderinge en op 'n makrovlak ook die krisis van die nasiestaat. Wat Huntington baie sterk beklemtoon, culture is to die for. En dit is die tyd waarin ons staan en baie van dit wat om ons uitspeel, hou verband met hierdie kontemporêre tydsgees. Om dit teoreties te probeer vasvang in 'n makroperspektief is nie maklik nie, behalwe om te sê dat normaalweg in 'n geskiedenis kry jy relatiewe lang periodes van stabiliteit en dan kry jy periodes wat ons noem onderbroke equilibrium. Die Engelse term is punctuation. Jy kan ook praat van dinamiese equilibrium en ons staan tans in so 'n fase, in so 'n tyd, letterlik op al die vlakke van die groter samelewing. Ons sien die uitspeel hiervan in terme van wêreldordes, die Suid-Afrikaanse politiek en samelewing, samelewingsinstellings en uiteraard ook universiteite. En wat dit so geweldig kompleks maak, is dat daar 'n konstante en uiters dinamiese wisselwerking tussen al hierdie vlakke is, wat die uitkoms van verandering soms baie moeilik voorspelbaar maak. Nou die kenmerke van so 'n tyd is onvoorspelbaarheid, vloeibaarheid en dinamika, die disintegrasie en verval van bestaande institusionele raamwerke, 'n fundamentele herbesinning oor waardes, norme en die geskiedenis, patrone van konflik, geweld en onstabiliteit, soos wat die een orde plek maak vir 'n ander. Die uitkomstes, magsverskuiwings word gevolg deur waardeverandering. So jy kan nie mag en waardes los van mekaar lees nie. As mag verskuif, het dit 'n impak op waardes. Ons praat van 'n herdefinieering tans van bestaande waardes, norme, spelreëls. Dan belangrik, ons sien ook die ontwikkeling en soms die strewe na 'n nuwe konsensus en balans van kragte, dit wil sê 'n nuwe equilibrium as grondslag vir orde, struktuur en stabiliteit. Nou dames en here, in kort, wat die Suid-Afrikaanse politieke konteks betref, is ons tans op soek na so 'n nuwe equilibrium. Sommige praat van 'n opvolgskikking, ander praat van 'n onvoltooide revolusie, maar ons het nog nie daai equilibrium bereik nie. En dit raak ook die universiteitsomgewing in 'n baie direkte manier. In 'n veranderende tydsgees moet universiteite, soos ander instellings, 'n nuwe orde en struktuur vestig in terme van 'n equilibrium as uitkoms van 'n balans van kragte. Tans geld dit ook ander instellings, waaronder die staat, die korporatiewe wêreld, kerke, Afrikaner instellings, die Afrikaanse Universiteit en so. Kortom, ons staan in 'n tyd van die stryd van die ordes en hef aan lê voor. Dames en here, ek kan vir u uitgebrei besig hou met 'n ontleding oor die Suid-Afrikaanse politiek. Maar ek gaan kort daarmee volstaan dat hier op die oomblik 4 groot omgewings is, wat 'n uiters dinamiese politieke omgewing skep. Aan die een kant die ANC-politiek, die politiek van die groot kerk,
met sy dinamikas, die opvolgskikking, al die gevegte wat daar uitspeel en so meer. Dan baie sterk sosiale dinamikas. Ons is in wese 'n gewelddadige oorgangssamelewing, groot demografiese veranderlikes, reuse sosio-ekonomiese vraagstukke. As ons na die staatkundige konteks kyk, praat ons van 'n omgewing van staatkundige verswakking. Die term swak staat word telkens gebruik, of ten minste die verswakkende staat. En dan aan die onderpunt sien u die blou kolom daar, die politieke ekonomie, verwagtinge teenoor die huidige ekonomiese situasie, die konflikte en so meer. Nou hierdie 4 omgewings in samehang produseer op die oomblik 'n geweldige, dinamiese en onvoorspelbare situasie. Met die uitspeel op die een ekstreem kan hierdie proses beweeg na 'n punt toe van 'n korrupte staat. Aan die ander kant, en dis die goeie scenario, kan ons argumenteer dat ons in 'n moeilike fase staan van demokratiese konsolidasie en dat ons deur prosesse moet beweeg om demokraties te konsolideer. Dit is nooit 'n maklike proses nie. Die Britse demokrasie het 700 plus jaar gevat om te groei tot waar hy nou is, so tyd is definitief 'n faktor. Maar dan sien jy daar in die middel 'n omgewing wat ek beskryf as praetoriaanse politiek. En dit is die politiek van onsekerheid, die politiek van onstabiliteit. Nou belangrike uitkomstes op die oomblik van ons politieke omgewing, ons staan in 'n onvoltooide revolusie. Politieke vryheid het gekom, maar ekonomiese en sosiale bevryding nie. Vandaar die benaming ekonomiese vryheidsvegters Aldus Malema. 'n Baie sterk postkoloniale gees en sentiment, wat Flip Buys en ander beskryf as 'n vorm van kulturele selfgelding van 'n revolusionêre Afrikaniseringsbeweging. Daai ouer argument van culture is to die for. Hoë vlakke van onstabiliteit en gewelddadigheid, staatkundige en institusionele patrone van verval. In aansluiting by die Amerikaanse politieke wetenskaplike Samuel Huntington kan ek nie anders as om die Suid-Afrikaanse samelewing op die oomblik as praetoriaans te beskryf. En ek haal aan, a society which lacks law, authority, and discipline and consensus, where private interests dominate public ones, where there's an absence of civic duty, where in short political institutions are weak and social forces strong. En dan verder, in a praetorian society, the wealthy bribe, students riot, workers strikes, mobs demonstrate, and the military coup. Ek wil nie sê ons is in die ekstreem daar nie, maar ons is definitief in daardie omgewing met belangrike kenmerke. Trek dit deur na die universiteit en die universiteitsomgewing. Universiteite is samelewingsinstellings en word gerig en bepaal deur toestande in die groter samelewing as ook hulle verhouding met ander instellings waaronder die staat. Dit wil sê samelewingstoestande en veral die staats-universiteitsverhoudinge is van kernbelang vir universiteite en is ook die basis vir die verstaan van hierdie tema. Universiteite word tans onvermydelik geherdefinieer tot verlengstukke of uitbouings van die groter staat en samelewing. 'n Bietjie van die syfers waarmee Prof. Flip Smit ons baie volledig getrakteer het, maar as ons kyk na matriekuitslag, nogal interessant, 60% van wit studente behaal 60% of meer. Slegs 5% swart studente behaal 60% of meer. Toelatingsvereistes, jou top universiteite 70% of meer, jou ander universiteite 60%,
party selfs laer. En net vanoggend het ek syfers gesien wat daarop aandui dat jou topuniversiteite letterlik amper in terme van hulle hiërargie in die Suid-Afrikaanse samelewing se klasgelde, die top 1 se klasgelde is heel bo, en soos jy afgaan, word die klasgelde minder. As ons kyk wat gebeur met die voltooiing van grade, as ons kyk wie begin by 'n skoolvlak en wie eindig met grade, omtrent 4% in totaal. Noodwendig sê dit vir ons, universiteite is elite instellings. Universiteite kan nie werk op die basiese 100 vlak nie, hulle werk op hoër vlakke, hulle selekteer, hulle is dus instellings wat diskrimineer op grond van akademiese kriteria, en dit is noodwendig aan alle universiteite. As ons 'n bietjie kyk na jou uitgawes, die spandering aan universiteite, kyk wat betaal Cuba in terme van hoër onderwys. Suid-Afrika rondom 0,75%, heel wat laer as die norm. So dames en here, bepaald het ons 'n probleem met die finansieringsformule. Maar dit is ook vir my baie duidelik, die probleem strek baie verder as net finansies of die sistemiese aard van hoër onderwys. Daar sien jy 'n tabel hoe die inkomstes van universiteite gelyk het, Prof Smit het ook daarna verwys. Daar kan jy duidelik sien die belangrike rol wat klasgelde begin speel. En noodwendig, toe dit ingeperk word, moes dit 'n bepaalde impak hê. Jy kan sien die afname in terme van reële spandering aan studente in terme van die groen blok. So duidelik, hier is 'n groot finansiële probleem. Ook interessant, jou sogenaamde kwintel 5 skole met hoë skoolgelde kry 4 keer makliker toegang tot universiteite in vergelyking met jou kwintel 1 tot 3 skole waarvan party geen kostes het. Dis 'n totale mite om te praat van 'n kostelose universiteit. Een student se uitgawes gemiddeld bereken, en dit gaan verskil van een omgewing tot 'n ander, beloop rondom 100.000 per jaar. Tussen 94 en 2016 het die deelnamekoers van universiteite van 12% tot 20% toegeneem, 500.000 tot meer as 1 miljoen studente. Prof Smit is heeltemal reg, die stelsel kan dit gewoon net nie dra. Universiteite se kernbesigheid hou verband met die uitbouing van die kennisindustrie, dis hulle primêre domein, en hoe daardie kennis tot die voordeel van die groter samelewing aangewend word, die sekondêre domein. Om 'n woord uit strategy en tactics van die ANC te gaan haal, universiteite funksioneer binne die raamwerk van the battle of ideas. Ons doel is om 'n denkende groep mense te skep, 'n sogenaamde kognitoriaat, nie die marxistiese proletariaat. En deur 'n kognitoriaat moet ons werk in terme van die common good. Nou dit vereis 'n stabiele en ordelike samelewing, akademiese denkvryheid, wetenskaplike eerder as 'n ideologiese gerigtheid, 'n kennisgedrewenheid en natuurlik politieke onafhanklikheid en autonomie. Hierdie is die tipiese kenmerke van jou topuniversiteite in die wêreld. Op die oomblik is hierdie omgewing al hoe minder aanwesig binne die Suid-Afrikaanse konteks. Suid-Afrikaanse universiteite ervaar die ergste onstabiliteit en geweld indien nie sedert hulle bestaan nie, ten minste sedert 94. 'n duidelik geformuleerde en afdwingbare politieke ideologie en gepaardgaande beleid en beleidstoepassing. Prof Smit het ook daarna verwys. In kort, politieke ideologie se inspel op universiteite is selfs sterker as wat dit was tydens die apartheidstyd. Ernstige finansiële druk waarna ek verwys het,
wat die voortbestaan van toonaangewende universiteite in gevaar stel. Verskeie forme van sosiale en politieke konflikte in die samelewing. Die 600 miljoen skade is reeds na verwys. Dis ook interessant dat jou nuutste graderingslyste, ek weet daar's baie en daar's ook 'n kontroversie oor die graderings, wys dat Suid-Afrikaanse universiteite in die algemeen swakker daaraan toe is as 'n jaar of wat gelede. Kan universiteite in Suid-Afrika vandag nog as ordelike, akademies, vrye en finansiëel volhoubare instellings bestuur en bedryf word? Dit is op die oomblik die groot vraag. En ek is bevrees om te sê dat die omgewing plaas tans baie beperkings in die verband. Suid-Afrikaanse universiteite word toenemend wat ek noem Praetoriaanse universiteite. Dit reflekteer Praetoriaanse samelewingsomstandighede en vorme van staats- en ideologiese beperkings in 'n finansiëel nie volhoubare omgewing. Die probleem, die domein van die stryd van idees, is wat my betref weerloos teen die swaard van geweld en dikwels endemiese onstabiliteit. Universiteite is nie gemaak en ontwikkel om hulle te beskerm teen konstante aanslae van revolusie en geweld. Stap nou maar in by enige universiteit en kyk hoe lyk 'n universiteit. Rol doringdraad rondom hom, toegangshekke, dit is heeltemal 'n omgewing van veiligheid, hy word toenemend gesekurokratiseer. As dit kom by Praetoriaanse samelewings wat opsiaans in karakter is ek bevrees om te sê, die pen is nie magtiger as die swaard van misdaad, geweld en revolusie. Die gewelddadige vernietiging van eiendom en infrastruktuur, die platslaan van standbeelde en die verbranding van skilderye is allermins des universiteit of deel van die stryd van idees. Waar geweld seevier, is daar nie sprake van akademiese vryheid, debatte, diskurs en so meer. Dit is nogal effens ironies dat in tye waarin universiteite hulle self vandag in Suid-Afrika bevind, is die Praetoriaanse Universiteit waar die beveiliging van kampusse, mense en eiendom 'n universiteitsprioriteit geword het in belang van die universiteit en sy waardes, juis noodsaaklik vir akademiese vryheid. Kortom, om debatte op 'n universiteitsvlak te kan voer, moet jy dikwels beskerm word deur een of ander veiligheidsomgewing, wat reeds sê hoe ver het die situasie versleg in terme van algemene veiligheid. En 'n mens sou die vraag kon vra, is ons besig om die middeleeue, daar waar talle universiteite afgesonder van die groter samelewing ontstaan en ontwikkel het, te herleef, en of gaan universiteite en die stryd om idees vlug na ander omgewings, privaat, buitelands, digitaal, ten einde op die voorpunt van kennisdebatte te kan bly. Kortom, die uitdagings vir die universiteitswese is fundamenteel. Jy het vroeër verwys na Prof. Smit se sonderprentjie. Ek is bevrees om te sê, dit is 'n baie realisties en baie akkurate prentjie. Die groot vraag is, hoe bestuur ons dit vorentoe en wat kan ons dit doen? Nou as ek vinnig hier 'n paar lyne saamvat, ons staan in 'n veranderende wêreldkonteks, die Suid-Afrikaanse konteks baie dinamies, en wat universiteite betref, kan ek ten minste 3 scenario-lyne vir u trek ten opsigte van die toekoms. Die eerste een, die postkoloniale universiteit. Dit is vir my baie duidelik dat hier baie sterk kragte werk om 'n postkoloniale konteks te vestig.
Dit beteken die universiteit, afhanklik van staatsfinansies, die konsep van open access, 'n verlengstuk van die groter staat en regime, lae gehalte onderrig en beperkte navorsing, politieke agent vir sosiale en ekonomiese bevryding, Afrikanisering en gedekoloniseerde leerplanne. Teenoor daardie model staan die konvensionele universiteit wat ons histories leer ken het, party sal sê die westerse konsep, finansiëel en volhoubaar, in ander woorde hoë klasgelde en 'n sterk besigheidsoriëntasie. Selfstandig en autonoom, gehalte onderrig en navorsing, toepaslike samelewingsdiensgerigtheid, internasionaal kompetent. Nou dames en here, in kort, die toekoms van universiteite gaan fluktueer tussen hierdie twee uiterstes. Met die groot werklikheid van die Praetoriaanse universiteit, die universiteit in onstabiliteit in die middel. En op die oomblik is dit die scenario waarmee ons werk. Universiteite as 'n verlengstuk van Praetoriaanse samelewingstoestande. Universiteitsomgewing as die politieke slagveld vir kulturele selfgelding van 'n revolusionêre Afrikaniseringsbeweging, as ook sosiale en ekonomiese bevryding. Hoë vlakke van konflik, geweld, revolusie en intimidasie. Al is die getalle basis hiervan klein. En ek kan miskien net hier 'n kantlyn opmerking maak, en dis eintlik 'n redelike hooftema, maar ons sien die uitspeel van die gevegte binne en buite om die ANC op die universiteite op die oomblik. Dit is nie net sistemies nie, dis ook polities, en hy lê op die vlak van politieke regimeverandering met die Zuma-bewind in die kern en die Malema-groeperinge wat koppel met anti-Zuma-groepe wat hierdie omgewing help in stand hou. In kort, hierdie omgewing gaan nie verander voor die politieke omgewing stabiliseer nie. Die opskorting van akademiese aktiwiteite en in die ekstreem selfs die akademiese projek, dis die gesprek wat tans by Wits, Kaapstad en 'n paar ander plekke aan die orde is. Dan baie belangrik, die skaakmat van sterk veiligheids-Praetoriaanse optrede versus die vrees vir die simboliek van 'n tweede Marikana en die implikasies hiervan. Dames en here, in kort, die regering van die dag is te bang om 'n ordelike omgewing te skep. Die politieke prys daarvoor is te groot en het reeds 'n prys betaal in die voorafgaande verkiesing. Die keuse, soos behoort deur R.W. Johnson vir Universiteit Kaapstad, UCT's critical choice, go private or become another turfloop. My gevolgtrekking, 'n universiteit kan of 'n funksionele en legitieme kennisinstelling is, of 'n dienaar van 'n bepaalde politieke ideologie, dit wil sê 'n vorm van 'n politieke instelling, wat kernbesigheid definieer. Ongelukkig kan dit nie albei wees. En my groot kommer op hierdie oomblik is dat universiteitsleierskap is grootliks afwesig om die belang van universiteite as akademiese instellings voorop te stel. Ek is bevrees om te sê, en ek dink R.W. Johnson verwys ook daarna, dat baie van die huidige rektoraat kom uit omgewings van stryd en struggle. Hulle identifiseer ideologies dikwels sterker met dit wat op die oomblik aangaan in terme van onstabiliteit as die werklike belang van 'n universiteit as 'n universiteit. Kortom, dit is die uitdaging waarvoor universiteite vandag staan. Ek dink ons het 'n moeilike tyd, en solank as wat die politieke proses homself nie uitspeel nie, gaan hier nie stabiliteit op die kampusse kom nie. Dankie voorsitter.